Leef die nuwe lewe, die verhaal van Bartimeus. Daarna kom hulle in Jerigo aan, toe Jesus en sy disippels en 'n aansienlike menigte weer daarvandaan verder gaan, sit daar 'n blinde bedelaar, Bartimeus, seun van Timeus, langs die pad. Toe hy hoor dat dit Jesus van Nasaret is, het hy begin uitroep: Jesus, seun van Dawid, ontferm u tog oor my. Baie mense het met hom geraas en gesê hy moet stil bly, maar hy het al hoe harder uitgeroep: Seun van Dawid, ontferm u tog oor my. Jesus het gaan staan en gesê: Roep hom nader. Hulle roep toe die blinde man en sê vir hom: Hou moed, staan op. Hy roep jou. Hy het sy boekleed net daar gelos en opgespring en na Jesus toe gegaan. Jesus vra vir hom: Wat wil jy hê moet ek vir jou doen? Rabboni, sê die blinde man vir hom, dat ek kan sien. Jesus sê daarop vir hom: Jy kan maar gaan, jou geloof het jou gered. Dadelik kon hy sien en het hy op die pad agter Jesus aan gegaan. Ons teksvers: Jesus sê toe vir hom: Jy kan maar gaan, jou geloof het jou gered. Ek voel vandag soos daardie een blinde wat vir die ander blinde moet vertel hoe dit is om te sien. Want die pad wat die Here met 'n mens loop is nog nie heeltemal voltooi nie. Maar vandag se boodskap oor die leef van die nuwe lewe het te maak met die reis wat God met elke mens afsonderlik ondergaan, sodat elke mens die volheid van die lewe kan leef, want hiervoor het ek gekom, sodat jy kan leef en die lewe in oorvloed kan hê, sê die Here Jesus Christus. Nou wil ek nie voorgee dat ek dit al volkome doen, of volkome leef nie. Maar in hierdie lewe na die volheid van die belofte van Christus vir 'n mens se lewe, is daar 'n pad met 'n paar plekke waar 'n mens moet aandoen. En dit is op hierdie reis waarop ek julle saam nooi om die volheid van die belofte van Christus en dit wat hy vir jou doen, te kan leef. 'n Mens het in jou gedagtes prentjies van God. As jy aan God dink, wat is die prentjies van hom wat dan daar in jou gedagte kom? Want elke een vorm in ons privaat lewe, deur ons lewensgeskiedenis, hierdie prentjies, en die prentjies van God is die belangrikste aspek van jou lewe, want soos wat jy die prentjies van God vorm, so sal jy jou lewe inrig. Dink byvoorbeeld daaraan, as 'n ateïs hierdie verkeerde prentjies van God het en sê, maar ek wil my aan God nie steur nie. Neem byvoorbeeld die van 'n wrede God wat altyd uit is om te straf, en sê, maar ek kan nie dink dat God so kan wees nie, en dan leef ek asof God nie bestaan nie, teenoor iemand wat glo met die prentjies van God wat liefdevol is en naby is, hoe hulle weer hulle lewe sal inrig volgens die prentjie van God wat hulle het. Die prentjie van God wat jy het is belangrik, want dit gee vir jou emosionele lewe. Jy weet, ons het hierdie prentjie van God en dit help ons om te vorm van hoe die lewe veronderstel is om te wees. En dan meet ons eie lewe daarteen, en wanneer ons dan emosioneel respondeer op dit wat met ons in die lewe gebeur, dan meet ons dit aan die prentjie van God. En daarom baie dikwels wanneer ons gaan kyk na ons emosies, dan het dit juist te maak met die worsteling wat ons het om God te probeer verstaan. Maar nie net is hierdie prentjies van God verantwoordelik vir ons emosionele lewe nie. Hierdie prentjies van God is ook verantwoordelik vir dit wat ek van myself dink. Kom nou neem ons 'n voorbeeld van kinders wat baie lief is om 'n prentjie van God te teken, en hulle teken die prentjie van God wat amper soos 'n spietkop is, wat heeltyd sit en wag tot jy iets verkeerd doen om jou dan daarop te straf. As dit die prentjie is van God wat ek nog steeds dra, dan sal dit maak dat ek my lewe inrig
volgens daardie prentjie en dan word ek en my idee oor myself as een wat voortdurend oortree, voortdurend foute maak, voortdurend sukkel en dan word God as te ware my teestander. Wanneer ons verkeerde prentjies van God het, dan lei dit tot 'n verkeerde aanbidding, verkeerde geloofslewe. As ons gaan kyk, wat is die verskil tussen Bartimeus wat uitroep seun van Dawid en die mense wat hom wil verhoed om uit te roep, dan lê die verskil waarin in die prentjies wat hulle van Jesus het. Die mense wat Jesus wou verhoed, het nog 'n verkeerde idee van Jesus. Hy is vir hulle nog net een vir 'n sekere groep mense. Hy is vir hulle nog net 'n profeet. Hy is vir hulle nog net 'n persoon wat 'n celebrity is, nog net een wat te belangrik is om nou geplaas te word deur 'n blinde bedelaar se versoek. Maar die oomblik wanneer Bartimeus uitroep, seun van Dawid, dan vertel hy van die prentjie van God, die prentjie van Jesus wat in sy hart leef. Dis 'n prentjie van empatie, waar die ander mense eerder 'n prentjie gehad het van ons soek net 'n wonderwerk, ons soek net iets spesiaals, het Bartimeus hierdie prentjie van empatie, van 'n God wat sê, ek kom in jou lewe in. Terwyl die mense se prentjie een was van bly op 'n afstand, een was van is ver, een was van ek gee nie om nie, is die prentjie van 'n Bartimeus een van Jesus wat my opsoek. Die vraag wat ons kan vra is natuurlik, was hierdie per ongeluk dat Jesus by hom verbygaan? Of was dit bedoel dat Jesus by hom verbygaan? Hier is Jesus se laaste reis Jerusalem toe, op pad na die kruisiging toe. Mens kry die idee dat Jesus Bartimeus nie wil verbygaan nie, maar hom juis opsoek, en dis die prentjie van Bartimeus by die seun van Dawid, dat hy oor my omgee en dat hy my opsoek. En dan het hy die prentjie waarin hy uitroep, maak my heel, maak my gesond. Die woord wat in Grieks gebruik word is so. Dit word partykeer vertaal met Here, red my, verlos my. Dan dra dit 'n baie sondige element. Dit het partykeer hierdie idee van maak my gesond, en dit het partykeer hierdie idee van maak my heel. Dit is soos 'n speelding wat gebreek het en dan weer in die hand van die Here geplaas word om te sê, maak my weer heel, dat al die stukke van my lewe weer pas, weer in werking kom, sodat ek weer kan leef. En dis die prentjie wat hy het wanneer hy uitroep, seun van Dawid, ontferm U tog oor my. Dat Jesus hom sal heel maak. Het jy al gewonder oor watter mag het geloofsvriende en veral geloofsleiers op jou lewe? Dat hulle dikwels prentjies van God vir jou gee wat nie waar is nie. As ons sê dit is nie waar, en sê ons dit stem nie ooreen met die prentjies soos ons dit uit die evangelies kry nie, of dit stem nie ooreen met die prentjies soos wat jy dit in jou lewe ervaar nie, en dan help dit jou nie. Trouwens, dit maak jou lewenservaring vir jou erger. En wat toegang gee tot jou binnekant en tot jou prentjies is, dat geloofsleiers, geloofsvriende altyd daarop aanspraak maak dat hulle met gesag praat,
Nie net gesag in die Bybel nie, maar ook gesag oor jou lewe, asof jy die prentjies wat hulle vir jou wil gee, moet aanvaar. Luister mooi. Bartimeus het nie agter die prentjies van die meerderheid aangehardloop nie. Bartimeus het die prentjies van hoop wat in sy binnekant geleef het hy self nageroep. En tweedens, het die mense toegang tot jou binnekant, want so dikwels praat in jou lewe, wanneer jy weerloos is, wanneer jy smag na hoop, en dan wil jy so maklik enige iets wat enige iemand sê aangryp. Maar weet jy, die evangelie gee vir ons 'n belofte. En dit gee vir ons die prentjie van Jesus, dat hy is die seun van Dawid, die een na wie toe jy maar kan roep. Of dit is uit jou sonde, of dit is om 'n stuk gesond word te kry, of dit is om jou lewe in mekaar te laat pas. En daarom moet jy vandag verseker weet, wat dit is wat jou laat roep. Jy weet, van almal wat daar verby gegaan het Bartimeus 'n almoes verwag. Maar van Jesus wat by hom verby gegaan het hy iets verwag wat net die seun van Dawid, die Messias, vir hom kan doen. Wat wil jy hê moet ek vir jou doen? Jesus vra die vraag en dit is eintlik so absoluut ooglopend. Ons wonder hoekom vra hy die vraag. Maar weet jy, dit is nie sodat Jesus weet nie, dit is 'n besluit wat Bartimeus aan sy binnekant moet neem om dit wat hom altyd in die lewe gepla het, dit wat altyd in sy lewe nie reg was nie, om dit aan te spreek, om dit na Christus toe te vat en te sê, hier is ek gebroke. Hier is ek met dit wat die lewe my aangedoen het. Hier is ek met my sonde. Hier is ek, Here, op my swakste. Doen U dit vir my. Jy kan maar gaan. Jou geloof het jou gered. Het jy gesien, toe Bartimeus na Jesus toe gaan toe, het hy sy kleed neergegooi. Dit is die kleed wat hy voor hom uitgesprei het, waarop hy sy almoes ontvang het, om aan die einde van die dag weer by mekaar te maak. Toe hy na Jesus toe gaan, nog voor sy genesing, toe het hy die kleed al daar gelos, want hy het geweet wie die seun van Dawid is. Dis hoekom dit geloof genoem word. Hy het geweet toe hy opstaan en na Christus toe gaan, hy staan nie verniet op nie en hy gaan nie verniet na Christus toe nie. En hy het daar by Christus ontvang 'n nuwe lewe, 'n nuwe begin, en hy het daardie kleed nie meer nodig nie. En miskien is dit een van die dinge wat ons moet doen, is dat ons wat die nuwe lewe ook by Christus ontvang het, nie moet teruggaan en soos die ou lewe leef nie. Om nog die dinge van die ou lewe met ons saam te neem nie. Het jy al gedink hoe daardie aanhoudende, verdurende sonde wat jy so koester, jou heeltyd terugneem na die dinge van die ou lewe toe? Het jy al gewonder, waarmee is jy besig?
Ek het gesit en dink aan Bartimeus se lewe en die tragiese vir my is, as Bartimeus die volle genesing by Christus sou ontvang, maar hy die volgende dag weer daar by Jerigo sou sit en weer dieselfde sou doen, weer sou sit en bedel met die nuwe lewe, die nuwe gesondmaking wat hy gekry het. Nou sou ons almal sê, maar dit is verkeerd, maar is dit nie presies hoe ons is nie? Laat ons daarop aanspraak maak van die nuwe lewe in Christus en die verandering van Christus, maar dat ek nog steeds besig is met die dinge van die ou lewe. Al is dit nie noodwendig verkeerd nie. Maar nou leef ek nie die lewensroeping nie, nou leef ek nie die nuwe potensiaal nie, want wat bring die nuwe lewe? Die nuwe lewe bring nuwe geleenthede. Daar's nou nuwe dinge waartoe Christus en die werking van sy Gees jou in staat stel. Daar's 'n vrymaking wat plaasgevind het. Daar is hindernisse wat weggeval het. Daar's innerlike versterking wat deel is van jou lewe. Waarom sou jy die nuwe geleenthede wat Christus vir jou bring by die nuwe lewe, waarom sou jy dit nie aangryp nie, maar teruggaan om steeds bedelaar te bly? Daar is nie net nuwe geleenthede nie. Daar is nou ook nuwe prioriteite. Daar die nuwe prioriteite sê jy moet jou lewe nou op 'n spesifieke manier inrig. Nie net wat vir jou belangrik is nie, maar wat vir Christus belangrik is. Het u gelees wat daar staan? En hy het Jesus gevolg. Hy het disipel van Jesus geword. Hy het sy lewe ingerig, nie volgens wat vir hom belangrik is nie, maar wat vir Christus belangrik is, want dit is die wese van disipelskap en dit is sy lewensprioriteite bepaal. Want sy lewe is nou wesenlik anders. En wat is anders? Sy lewe is nou 'n uitdrukking van dankbaarheid. Daar waar 'n mens eers in afhanklikheid voor Christus as bedelaar jou lewe na hom toe gevat het, gaan jy weg van Jesus as iets wat wesenlik met jou gebeur het en jou weggaan van Jesus word gekenmerk deur die dankbaarheid wat jy dra, want dankbaarheid is die gesindheid waarmee volgelinge van Christus leef. Dankbaarheid, want ons is gered. Nie net van sonde nie, ook van gebrokenheid en tekortkominge, want ons is gered ook in die wyse waarop ons lewe in mekaar gesit word en nou voor ons besig is om te ontvou. En dankbaarheid is die verskil in ons gedagtes, wat vir ons die lewe betekenisvol maak, wat vir ons die lewe opgewonde oormaak. Leef die nuwe lewe. Christus het van jou niks teruggehou nie. Wat is die prentjie wat jy oor Christus het? Dat hy die een is na wie toe jy kan gaan, na wie toe jy roep, maar verseker dat hy die een is, dat wanneer jy by hom is, daar iets wesenliks met jou gebeur, en dan dat hy die een is wat jou in staat stel om die lewe voluit te leef. Wat is die prentjie van jouself wat jy by Christus gekry het? Jy kan maar gaan, jy kan maar gaan lewe, jou geloof het jou gered. Amen.